Goeiemôre gemeente. Kom ons word stil voor die Here. Kom ons bid saam. Ewige almagtige Hemelvader, dankie Here dat ons vanoggend in U huis mag wees. Dankie dat ons U kan aanbid en kan loof en kan prys sonder om bang te wees. Dankie dat ons kerk toe kan kom openlik sonder enige bedreiging. En dankie Vader dat ons vanoggend as sondige en nietige mense voor U kan kom stil word en kan weet U is die ewige en enigste ware God. En daar is niemand soos U nie. Vader, U het eens die wind en die golwe aangespreek. En is ons gebed dat U ook dit nou stil binne in elkeen van ons sal maak. Vanoggend, Here, wil ons U kom eer vir elke vrou en ma in ons lewens. Vader, U ken ons vroue. U weet van al die balle wat ons in die lug moet hou. Maar Here, U ken ook ons harte. Dit wat ons as vroue nie vir die wêreld wys nie. En Here, U weet dat daar is baie stikkende vroue. Maar daar's ook merkwaardige vroue. Dankie dat ons as vroue vandag kan weet U is lief vir ons. En dat U ons op 'n wonderbaarlike wyse geskep het. Dat ons vir ons mans en ons kinders en ons vriende en die wêreld daar buite iets kan wys van hoe groot U is. Ons kom dra vandag, Here, elke vrou, elke moeder, elke ouma aan U op. Elke jong dame,
En dankie, Here, dat U met elkeen van hierdie vroue 'n unieke pad het wat U loop. En ons bid, Here, vir ons mans, en ons bid, Here, dat hulle ook duidelik die waarde van hulle vroue, hulle dogters, hulle moeders sal raak sien. En Here, as ons so stil word vanoggend, dan kom bid ons dat U wat die God is, wat soveel liefde het, kom maak ons harte ook vol liefde. U wat die God is met die sagte hande, kom maak ons hande ook teer. Here, U wat altyd gewillig is om die pad te loop, kom maak ons ook gewillig om U pad te volg. En mag ons, o Vader, as vroue, as mans, as kinders, nader aan U groei in alles wat ons sê en doen. Gemeente, ons Nuwe Testament, ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. Nou, almal van u is bewus dat hierdie lang naweek is as gevolg van Vrouedag wat reeds plaasgevind het, en daarom is my fokus vanoggend op die vrou. En ek glo dat uit hierdie gedeelte mans en vroue geweldig baie kan leer. Maar kom ons lees hierdie gedeelte saam. Die opskrif van hierdie gedeelte is op besoek by Martha en Maria. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Vers 41, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge,
Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Wie 'n kind van God is, gemeente, luister. Martha en Maria. Twee merkwaardige vroue. En ek glo dat u en ek vanoggend ons met hierdie twee vroue kan identifiseer. Want hier tussen ons is hier Martha's en hier's Maria's. Twee merkwaardige vroue. As ons gaan staan by Martha vanoggend, Martha was 'n perfeksionistiese gasvrou, 1000. Kyk, Martha se glase het geblink. Die bout was perfek gaar gemaak. Die nagereg was altyd iets uit die boeke uit. Martha kon onthaal. Martha was een van daardie vrouens dat as jy by haar gekuier het, jy nooit honger huis toe gegaan het nie. Daar was altyd genoeg kos. Martha het seker gemaak dat niemand honger ly nie. En gasvryheid in daardie kultuur was 'n noodsaaklike vereiste. En dit was 'n skande om enige een wat aan jou deur kom klop het, weg te wys. En dit wil juis in die gedeelte voorkom dat hierdie hele gesin baie gasvry was. En Martha het gesorg dat haar gaste net die beste behandeling kry. Haar maatstawwe was so hoog, dat niemand anders daar kon bykom nie. 'n Perfeksionistiese gasvrou. Dink ek, as ons vandag in Martha se huis moes instap, sou jy nie 'n stofkorreltjie ergens gekry het nie. Skoon, netjies, alles op hulle plek. Martha het haar lewe deur die sorge van die dag laat oorheers. En ons moet baie mooi hier hoor, Martha het vir Jesus net so lief gehad soos haar suster. Maar Martha was net te besig. Miskien sou Martha ook soos haar suster aan Jesus se voete wou sit. Maar haar pligte het haar verhinder. Haar eintlike probleem was nie die hoeveelheid werk wat moes klaar nie. Maar Martha het 'n ingesteldheid gehad van bekommernis, van
dinge wat moes klaar. En dalk moet ons vanoggend sê, Martha het ook 'n bietjie onvergenoegdheid binne in haar gehad. En Martha was ook hierdie vrou wat oor die kleinste besonderhede begaan was. En geliefdes, ons moet duidelik hier raak sien dat Martha letterlik besig is om God te dien. En dit was haar strewe om God te behaag. Maar sy het, soos baie van ons, 'n gevaarlike fout gemaak. Want toe sy vir God begin werk het haar werk belangriker as haar Here geword. Iets wat begin het as 'n maatstaf dien, het eintlik 'n manier geword om haarself te dien. Maria, daarenteen, is die stil een. Sy praat nie baie nie. Al wat Maria wou doen, was om aan die voete van Jesus te gaan sit en na hom te luister. En Maria is 'n vrou wat nie maklik raak gesien sou nie. Sy het nie van die voorste gestoeltes gehou nie. Maria was gewoonlik eenkant besig met haar eie gedagtes. En anders as haar besige, perfeksionistiese suster was huiswerk nou nie eintlik vir Maria van die allergrootste belang nie. En sou sy anders as haar suster eerder die boek as die besem gekies het. Want al wat Maria wou doen, was om by Jesus se voete te sit en elke woord wat hy sê in te drink. Geliefdes, Martha en Maria het Jesus albei liefgehad. En hulle was albei besig om hom te dien. Tog sê Jesus vir Martha dat Maria die beste deel gekies het en dat dit nie van haar weggevat kan word nie. Gemeente, hierdie verhaal kon net sowel omgekeer gewees het. Maria kon die een gewees het wat kwaad geword het. Die suster aan Jesus se voete kon die suster in die kombuis verwens het. Maria kon Jesus aan die hand beet gekry het en hom kombuis toe gesê vir Martha, sy moet ophou om so taakgerig te wees. Sê vir Martha, sy moet net 'n bietjie kom stil word. Here, hoekom moet ek altyd die een wees wat al die dink en die bidwerk in hierdie huis moet doen? Martha kan ook mos maar bietjie kom stil word. Hoor ons iets van onsself? Gemeente, dit is nie so seer die soort diens wat belangrik is nie, maar eerder die hart waaruit daardie diens gebore word.
Louis Malherbe het eenmaal gesê, ons moet pas op dat ons nie so besig word met die dinge van die Here, dat ons nie uitkom by die Here van die dinge nie. Ek wil dit weer sê. Ons moet pas op dat ons nie so besig word met die dinge van die Here, dat ons nie uitkom by die Here van die dinge nie. Martha was te besig met die dinge van die Here. 'n Mens kan hier vra, te besig om by Jesus se voete te gaan sit? En dan is my vraag vanoggend, is ons nie maar almal Marthas nie? Te besig, te min tyd, te moeg, te gejaag, om stil te word by die voete van Jesus. Nou weet jy, ons kan. Ons kan soos Maria by die voete van Jesus gaan sit, as ons net weer wil. As ons net weer wil stil word. As ons net weer wil stil word in ons stilte tyd. As ons net weer wil terugkeer tot die Bybel om te hoor wat God 2000 jaar gelede vir elkeen van ons gedoen het. Jesus Christus kom sê vir u en vir my vanoggend, jy Martha, jy wat te moeg en oorlaai is, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. En die vraag vanoggend nie net aan ons as vroue nie, maar aan almal hier vanoggend is, waar gaan die mense jou kry? Waar gaan jou geliefdes, jou gesin, jou vriende, jou kry? Waar gaan hulle jou vandag kry? Waar gaan hulle jou môre kry? In die res van die jaar? Besig om te skarrel en te beplan? Of stil by Jesus se voete? Gemeente, die jaar jaag einde se kant toe. En die dagboeke druk. En ons beplanninge moet klaar. Maar weet jy, as ons weer gaan stil word vanoggend, dan besef ons, daardie baba kindjie, wat in Bethlehem in 'n stal gebore is, nooit is daar 'n sterker baba op aarde gebore as hierdie kind nie. Nooit huil as hierdie kindjie se nie.
en nooit sou oë verder en dieper sien as hierdie babietjie se nie. Al die bedrog, al die verharding, al die skuld, al die verlorendheid. En nooit het 2 kinderhandjies en voetjies meer vir die mensdom gedoen nie. En hierdie kindjie se hande is deurboor. En sy voete het God se grondgebied oorgebaken en daarna is hy aan 'n kruishout vasgeslaan. En dit was die hande en die voete van 'n baba kindjie wat die kettinge wat my en jou vasgevang het, finaal kom breek het. En was hierdie kindjie se gehoorsaamheid en liefde wat ons losgekoop het. Martha, Maria, ook vir jou is 'n seun gebore. En hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Die naam van ons verlosser is wonderbaar. Hoe kan ons dan anders as om stil te word by sy voete en aan hom al die lof en die eer en die dank te bring wat hom toekom? Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek wil hê dat u en ek vandag by sy voete moet kom sit. Hy wag vir jou. Wat gaan jy? Wat gaan ek met hierdie uitnodiging doen? Amen.